voorreg om vandag hier te wees en ons hoop dit is die gesindheid, die gevoel in jou hart ook vanoggend om te sê dis lekker om in die kerkgebou te wees, soos die volk van God in die Ou Testament gesing het, jubilate, ons trek op na die woning van die Here toe, na die tempel daar in Jerusalem. So is daar 'n opgewondenheid vandag in ons harte, want ons kom by mekaar hier in die kerkgebou en ons glo en ons weet dat die Here self hier teenwoordig is deur sy Heilige Gees. Wat 'n voorreg, hoe lekker om saam te wees. En dan is dit vandag Palmsondag. Dis mos nou een van die dinge wat 'n mens beleef so in die lydenstyd. Dis asof jy verdeelde gevoelens het. Want aan die een kant is dit vir ons bitter swaar om te dink dat die Here Jesus so swaar moes kry, so moes ly ter wille van ons. Maar ons weet ook, dit is ter wille van ons. En daarom voel dit vir ons vandag asof ons die palmtakke kan opneem en die palmtakke kan swaai. Want ons is vrolik en ons het rede om bly te wees. Want ons het die vreugde van die Here in ons harte. Ons ken die uitkoms van hierdie verhaal. En ons dink terug aan daardie dag toe die Here Jesus op die rug van die donkie in Jerusalem ingery het, die mense opgewonde was. Maar ons ken ook die uitkoms daarvan. En ons weet wat die uitkoms daarvan was. En daai deel maak ons harte sommer swaar. Ons het die gewoonte om die 7 kersse so met die 7 lydenssondae te laat brand en dan so met elke een van die 7 lydenssondae nog een van die kersse dood te blaas tot op Goeie Vrydag wanneer ons die dood van die Here Jesus herdenk. Ekskuus tog. En daarom ook vandag, die tweede laaste Sondag van die lydenstyd, kyk ons na die lig. En ons weet die Here Jesus is die lig vir ons lewe. Hy het die lig vir ons lewe gebring. Hy beteken vir ons alles in ons lewe. Maar ons het swaar in ons harte omdat dit hom soveel gekos het. Ek en Tina was 'n paar jaar gelede buitengewoon bevoorreg om saam met Stefan Joubert op 'n toer na Israel toe te gaan. Die foto wat julle nou daar op die skerm sien, het ek geneem oor die Dooie See. Dit is aan die Israel kant van die Dooie See en dan het jy hierdie pragtige palmbome gehad en dan die water van die Dooie See en die landskap wat jy aan die ander kant sien is dan alweer die Jordanië se hoogland, se berge aan die ander kant. Ek het dit goed gedink om vandag hierdie skyfie as agtergrond vir die hele prediking te gebruik, juis ook omdat dit Palmsondag is. Dit was vroeg die oggend wat ek die foto geneem het, die son het opgekom daar oor die landskap van Jordanië en met die palmbome so teen die Dooie See en dit herinner 'n mens net ook weer aan die Here se sorg, die lig wat opkom. Ons sê vandag vir mekaar, dit voel asof dit donker word in Paastyd. En tog het Palmsondag iets van die vreugde ook weer vir ons as gelowiges om te weet daar is hoop. Daar's nie net 'n sprankie van hoop nie, dit gaan ons hele lewe is gebou op hierdie hoop. En dat ons die palms kan sien reg deur die loop van die erediens op die verhoog en dan ook op die skyfie en herinner word aan die hoop in Christus. Daarom gebruik ons ook, later vandag gaan die skriflesing kom uit Markus 11 en ons gebruik dan spesifiek die woorde wat die mense daardie dag toe die Here Jesus in Jerusalem ingekom het, gaan ons gebruik as 'n votum vir die erediens. Ek sê weer die gedeelte wat met G met Dominee gemerk is en julle sê die deel wat met G gemerk is, hardop saam asseblief. Prys hom.
Geseënd is ons voorvader Dawid se koninkryk wat aan die kom is. Geliefdes, ek kan julle groet in die naam van hierdie Here wat Jerusalem ingekom het, wat die wêreld ingekom het en 'n verskil gemaak het aan almal se lewe. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, van die Here Jesus Christus, van die Heilige Gees. Kom ons kyk vandag na 'n teks in Markus 10, wat so net die gedeelte voorafgaan waarna ons 'n bietjie later gaan kyk in die prediking. Dit kom uit die konteks waar die broers Jakobus en Johannes nou besig is om Jesus se arm te probeer draai om te sê, wanneer Jesus nou eendag op die troon van hierdie politieke wêreld sit, wat hy nou op pad is om te gaan, soos hulle gedink het dit gaan gebeur, dan wil hulle graag die belangrike persone wees wat aan sy regterkant sit en aan sy linkerkant sit. En dan reageer Jesus op hierdie manier in die woorde van Markus 10 vers 43. Maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen onder julle wat eerste wil wees, moet julle almal se dienaar wees. Die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie. Eugene Peterson het so iets geskryf wat vir my baie mooi is, in Engels nou geskryf, ek gee dit nou maar weer in 'n poging om te vertaal. God se liefde vir ons gaan nie net daaroor dat hy ons verlos, dat ons die ewige lewe moet ontvang nie. Maar deur sy liefde wil hy 'n koninkryk tot stand bring. Hier, nou, in hierdie lewe 'n koninkryk tot stand bring. En wat definieer hierdie koninkryk? Belangrike mense, iemand wat op 'n troon sit en iemand wat regeer en sê hoe dinge nou moet gebeur en al die ander mense stuur? Nee, hierdie koninkryk word gedefinieer deur diens. En die een wat die heel belangrikste in hierdie koninkryk is, lê sy lewe af vir al die ander. En hy roep sy volgelinge om hulle lewe af te lê, om van hulle belange af te sien, sodat ons almal wat sy dienaars is, ons almal wat deel is van sy koninkryk, tot diens kan wees vir mekaar en vir die wêreld. Dit is God se wil vir ons lewe. So sing ons Hosanna in hierdie wêreld. En so lei ons die wêreld om hulle oë op te rig en die koninkryk te sien wat God tot stand wil bring. Waarheen hy ons wil bring. En so word die werk van die Here volbring. So kom sy koninkryk tot stand. En natuurlik ook, wanneer kinders van die Here rondborstig, vrymoedig, uit hulle hele wese bely en erken dat hulle God ken, wie God is en hoe ons God ken en aanbid. Daarom nooi ek julle om almal saam nou hardop belydenis te doen van ons geloof. Kom ons staan en ons sê vir mekaar, ons sê vir die wêreld, ons ken 'n heerlike, wonderlike, ewige, drie-enige God. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes,
die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Baie dankie, kan gerus weer sit. Terwyl ons so sit, kom ons word saam stil in gebed voor die Here. Almagtige, ewige God, aan U bring ons vandag opnuut ons lof en dank. In ons harte, Here, is daar die opgewondenheid, die vrolikheid van mense wat met hulle liggame wil bevestig, Jesus is my koning. In ons harte is daar te gelykertyd ook hartseer, die pyn, die bewussyn wat my sonde, my oortredings U gekos het. Maar hier is ons vandag as U kinders bymekaar met lof en dank in ons harte, terwyl ons in lydenstyd is. Lof en dank in ons harte, Here Jesus, omdat U U lewe afgelê het vir baie. Omdat U as die groot dienskneg vir ons voorgegaan het en die grootste, die hoogste prys betaal het, vir ons lewe gegee het. Daarom is ons hier, want ons het die lewe uit die hand ontvang. Ons is skoon gewas in die bloed van Jesus Christus. Ons bring aan U die eer, Here, wanneer ons saam sing, wanneer ons U naam bely, wanneer ons luister na opgewonde liedere wat U grootheid erken, en in ons harte wil ons aan U die eer bring. Ook wanneer ons nou stil word en luister na U woord en dit oordink, en daardie spesifieke dag oordink, toe U, Here Jesus, in Jerusalem ingekom het, mense opgewonde was. Daarom bid ons dat U vir ons sal help om te luister. U wat ons harte ken, Heilige Gees, U wat juis ons behoeftes ken, dat U in daardie behoeftes ons sal aanraak. Dankie dat U 'n alwetende God is, maar dat U ruimte laat vir elkeen van ons hartseer, ons tekortkominge, dat U ons wil omvou in die liefde en wil opbou, aan U alleen die eer, Here Jesus, ons koning. Amen. Die gedeelte wat ons vandag lees is Markus hoofstuk 11 dan, die intog van Jesus in Jerusalem, Markus 11, ons lees van vers 1 af. Toe hulle by Jerusalem kom, by Betfage en Betanië op die Olyfberg, stuur Jesus 2 van sy disippels en sê vir hulle, gaan na die dorpie daar reg voor julle, en net soos julle inkom, sal julle daar 'n jong donkie vasgemaak kry. Geen mens het nog op hom gery nie. Maak hom los en bring hom hier. En as iemand vir julle sê, wat maak julle daar? Moet julle sê, die Here het hom nodig, en hy sal hom gou weer hierheen terugbring. Hulle het toe gegaan en 'n jong donkie by die ingang buite langs die pad vasgemaak gekry en hom losgemaak. Party van die mense wat daar gestaan het, het vir hulle gesê, waarom maak julle die donkie los? Hulle het geantwoord soos Jesus gesê het. Daarna het die mense hulle laat begaan. Hulle bring toe die donkie na Jesus toe en sit van hulle klere op hom, en Jesus het opgeklim. Baie mense het van hulle klere op die pad oopgegooi, en party weer groen takkies wat hulle langs die pad afgebreek het. Die wat voorgeloop het, en die wat agteraan gekom het, het uitgeroep, prys hom, loof hom wat in die naam van die Here kom. Geseënd is ons voorvader Dawid se koninkryk, wat aan die kom is. Prys hom in die hoogste hemel. Jesus het in Jerusalem na die tempel toe gegaan, en daar alles bekyk. Dit was al laatmiddag,
toe hy en die 12 weer terug na Betanië toe gegaan het. Tot hiertoe die gedeelte uit die Bybel wat ons vandag lees. Palmsondag. Die gebeure wat ons herdenk op Palmsondag het nogal die vermoë om 'n mens so amper ietsie ekstra te roer in jou hartsnare. Miskien het dit iets te doen met die kleurvolle prente wat ons van kindsbeen af in die kinderbybels gesien het, van hierdie baie besondere, baie spesiale dag. Dalk gryp hierdie gebeure mense verbeelding ekstra aan, omdat dit so iets van ons eie emosies weerspieël, omdat 'n mens eintlik so iets van jou eie emosies weer klank vind in die emosies van die mense van daardie tyd, wat opgewonde was toe Jesus in Jerusalem aangekom het. Miskien is dit omdat ons in die gemeente bevoorreg was om jaar gelede die passiespel weer te beleef, onder leiding van ons uitstekende regisseur Winnie Walters en die groot groep mense wat toneelspelers was en as toneelspelers opgetree het daardie tyd met die passiespel. Roep 'n mens hierdie spesifieke toneel weer in herinnering, waar die intog in Jerusalem uitgebeeld word. Hoe mooi was dit? Wat 'n mooi toneel het dit geslaan. En hoe mooi het hierdie hele gebeure eintlik in ons harte vasgeslaan. Jesus wat in Jerusalem inkom, die mense wat opgewonde is, die ou spul Joodse raadslede wat loop en brom daaroor en ongelukkig is oor dit wat nou hier aangaan. Maar die vrolikheid van hierdie gebeure, pragtig, baie spesiaal. Maar ons ken ook die uitkoms daarvan. En ons weet hoe dit verder geloop het, nadat die mense opgewonde was, en nadat die palmtakke geswaai het. Leonard Sweet het op 'n mooi manier geskryf, wat ek nou maar probeer vertaal het, op die manier, 'n skare sal altyd toegee aan massahysterie. Eendag skreeu hulle prys hom, en 'n paar dae later, die kruis vir hom. Leonard Sweet se Engelse woorde van praise him, nail him, is eintlik baie treffend, nie waar nie. Heil him en nail him. En dit is wat gebeur het. En dit was die uitkoms uiteindelik van hierdie gebeure. Hoe het dit gebeur? Hoe het hierdie verandering plaasgevind in mense se harte? Waarom hierdie verandering? Was die mense in die voorhof van Pilatus regtig net meegevoer en opgesweep deur die klomp priesterhoofde, sodat hulle eintlik nou maar net nagesê het wat die priesterhoofde vir hulle opgeroep het om te sê? Ja, daar was sekerlik 'n goeie stuk massahysterie, soos wat Leonard Sweet ook in daai aanhaling sê. Maar daar was meer. En ons kan eintlik tog ook iets van onsself herken, as 'n mens die konteks en die gebeure vooraf en dan ook die gebeure wat na die intog in Jerusalem en voor die donderdag, die Vrydag, toe Jesus voor Pilatus gestaan het. As 'n mens dit alles in ag neem en eintlik 'n bietjie mooi dink daaroor. Kom ons probeer om iets daarvan op te tel. Die dag toe die Here Jesus in Jerusalem aangekom het, was daar 'n besondere afwagting, 'n kollektiewe verwagting in die harte van die mense in daardie tyd. So sterk was hierdie verwagting dat hulle die simboliek van Jesus op die donkie skoonmis gekyk het. Hulle het verwag dat Jesus nou die beeld in hulle oë, die beeld wat hulle eintlik in hulle koppe gehad het, was 'n ridder op 'n perd, 'n strydlustige vors wat nou op 'n perd inkom en uiteindelik 'n einde gaan bring aan die Romeinse oorheersing. Hierdie verskriklike onderdrukking van die Romeine wat die lewe vir hulle so moeilik gemaak het. Hulle het gesmag daarna en
Die Here Jesus was vir hulle net die vergestalting van hierdie verwagting. Dit is nou wat gaan gebeur. En hier kom Jesus in Jerusalem in, en ons kyk maar die donkie mis, want hy gaan nou die verandering bring, wat daar gebring moet word. En nou gaan die gehate Romeine dit op hulle herrie kry, want dinge gaan nou verander. Hierdie brandende hoop wat hulle gehad het, op dit, die uitkoms hiervan, die Romeine, dit is nou die begin van die revolusie teen die Romeine. Die Romeinse juk gaan uiteindelik nou afgegooi word. Stel jou dan nou die teleurstelling voor, wat hierdie mense in hulle harte beleef het, soos wat hierdie gebeure vir die dag en die res van die dag afgespeel het. Ons het gelees, Jesus het die intog in Jerusalem, en dan in vers 11 staan daar, hy het die tempel bekyk en teruggegaan Betanië toe. Nee, hy moet nie nou hier passief rondstaan nie, hy moet aktief raak, hy moet die mense opsweep, hy moet die dinge aan die gang kry. En wat gebeur die volgende dag? Hy vervloek die vyeboom. Hy moet die Romeine vervloek. Die vyeboom is die simbool van Israel. Dwars deur die Ou Testament word die vyeboom as 'n simbool gereken van Israel. Wat maak hy nou? Hy vervloek die vyeboom en hy los die Romeine in vrede. Dis mos nie die idee nie. En net die volgende dag, nou ja, toe kom daar aksie, maar ongelukkig so bietjie skeef. Want hy stap die tempel in. Nee Here, daar is die burg van Antonia, daar is waar die Romeinse garnisoen bly, daarheen moet hy gaan, en hy moet die mense met hy saamneem, en hy moet die Romeinse garnisoen platvee, en die hele spul daar aanval. En wat maak hy? In die voorhof van die tempel hol die bokke en skape rond, want hy reinig die tempel. En die geldstukke rol oor die vloer, soos wat die tafels omgooi van die geldwisselaars. So 'n bietjie skeef gemik, nie waar nie? Dis waar die aksie moet wees, nie hier waar ons die offerdiere koop, sodat ons aan God offers kan bring nie. Hy raak regtig nou 'n bietjie verkeerd. En dan begin die gesprekke. Maar in plaas dat hy mense opsweep en vertel hoe sleg en verkeerd is die Romeine, is al sy gesprekke, en al die gelykenisse wat hy vertel, is gerig teen die godsdienstige leiers van die volk. En om vir hulle te sê, julle is op die verkeerde pad. Julle verstaan nie regtig die doel van God nie. Teleurstelling, intense teleurstelling, en dan nog die kersie op die koek, die profetiese rede. Nee, hy vertel nie hoe swaar die Romeine gaan kry nie, hy vertel hoe swaar gelowiges gaan kry. En hy sê vir die mense wat voorlê, en die teëspoed wat gelowig is, volgelinge van God, gelowige, gehoorsame, wetsgehoorsame mense, wat doen wat die Here wil hê hulle moet doen, wat moeilike dae daar vir hulle voorlê. En nou staan hy in die voorhof van Pilatus, 'n patetiese figuur. En Pilatus, die een wat hy moes omvergooi, is besig om nou te oordeel oor hom. Mens kan tog so iets verstaan van 'n negatiewe reaksie na hierdie week, nie waar nie? En ek dink ons kan dit beskryf met die woorde teleurgestelde verwagtings. Want ons ken dit self. Ons weet in ons eie lewe hoe teleurgestelde verwagtings 'n mens partykeer totaal en al kan omswaai. Dat jy met groot entoesiasme 'n saak of 'n persoon ondersteun en dat dit jou op jou ou einde teleurstel en in so 'n mate teleurstel dat jy jou rug op hierdie persoon of op hierdie saak draai. Dat jy eintlik aggressief begin optree teenoor hierdie persoon of hierdie saak. Dat jy eintlik 'n teestander word van hierdie saak wat jy voorheen met soveel entoesiasme ondersteun het.
Dink maar aan die voorbeeld in ons eie lewe van 'n verhouding tussen man en vrou, liefdesverhouding wat op die ou einde uitloop op 'n huwelik. Aanvanklik, wanneer die twee bymekaar kom, is daar in die lewe niks wat die ander een kan doen wat verkeerd is nie. Dit is die beste persoon waaraan jy kan dink. Jy sien net die goeie. Daar's nie 'n kwade woord te spreek teen daai ander persoon nie. Mense mag jou dalk probeer waarsku, maar jy sien geen enkele rooi lig raak nie. Wat gebeur eintlik? Wat eintlik gebeur is dat jy jou verwagtinge projekteer op die ander persoon. Dat jy dit wat jy hoop en wens die ander persoon sal wees, dat jy hom of haar so sien. Maar dan weet ons ook die tyd stap aan en jy raak later bewus daarvan dat dit nie die ander persoon is wat jy gehoop het en gedink het nie. En dikwels is die teleurstelling so groot dat dit inderdaad in 'n totale omdraai uitloop. Nee, natuurlik is die huwelik anders bedoel. Maar net as 'n voorbeeld van dit wat ons in ons eie lewe sien en dit wat ons in ons eie lewe ervaar, dit waarteen ons partykeer ons kinders probeer waarsku wanneer hulle so smoorverlief raak op iemand wat jy net rooi ligte sien. Dit is wat gebeur. So dikwels gebeur. Maar dit is nie net daar nie. Dit is juis en dit is waarop ons vandag ons aandag moet vestig. In terme van ons godsdiens, in terme van ons verhouding met die Here. Want dit gebeur so dikwels, dat mense hulle verhouding met die Here eintlik hulle eie verwagtinge projekteer, en dan wil hê dat alles net eenvoudig moet uitwerk, soos wat hulle wil hê die Here vir hulle moet doen. En net soos wat in die tyd van die Here Jesus die mense doof was vir wat hy eintlik vir hulle gesê het wat hy kom doen het. Kyk maar net weer na hierdie stukkie wat ons gelees het in Markus 10 toe hy gepraat het met sy disippels. En die disippels ten spyte van die hele tyd wat hulle al saam met hom beweeg het, nog steeds in 'n proses was wat hulle gehoop het, ek wil graag die belangrikste wees van almal. Nee, maar ek wil die belangrikste wees. En het daar hierdie stryd eintlik onder die disippels ontstaan het van wie is die belangrikste. En die Here Jesus hier weer nodig gehad het om vir hulle te sê, ek het gekom om te dien en om my lewe te gee as 'n losprys vir baie, en dis wat julle moet doen. Dis nie plek vir die belangrikstes nie, die plek is hier, die mense wat dien. Nee, hulle het nie gehoor nie, want hulle het 'n ander idee gehad, en selfs het ons gesien, was daar dan nou die disippels, wat teleurgestelde verwagtinge gehad het, in die Here Jesus self. Nee, dit gebeur maklik. En ons moet vir mekaar erken en teenoor mekaar erken hoe maklik dit ook met onsself gebeur, dat ons verkeerde verwagtinge ook ten opsigte van ons godsdiens het. Mense, en moet my nie verkeerd verstaan nie, dit is met die grootste deernis en begrip wat 'n mens dikwels iemand raakloop, met iemand in gesprek kom wat vir jou sê, ek het alles vir die Here gegee. Ek het toegewy gelewe aan die Here. Hoe is dit moontlik? Hoe kan dit wees dat hierdie ding my nou tref? Hoe is dit moontlik dat ek nou hierdie diagnose oor my uitgespreek word? Nadat ek so hard vir die Here gewerk het, so baie vir die Here gedoen het. Met al die begrip wat 'n mens daarvoor het, moet ons vir mekaar sê, ons kan nie die Here probeer dwing om die lewe vir ons makliker te maak nie. Die doel is nie dat ek God kan inhefboom in 'n posisie om vir my die lewe makliker te maak nie. Jesus het juis in die profetiese rede gewaarsku dat die lewe vir sy volgelinge nie maklik gaan wees nie. En dit is nie maklik om jou verwagtinge aan te pas nie. En daarom gebeur dit ook dat sommige mense wat regtig 'n ernstige, diep teleurstelling in hulle lewe kry,
uiteindelik hulle rug op God draai, selfs aggressief raak wanneer 'n mens oor geloof praat, afbreekend begin praat van geloof. Maar die Here roep ons om ons eie verkeerde verwagtinge in die oë te kyk en hom dan weer opnuut raak te sien as die koning van hierdie koninkryk wat hy wil vestig. Die Here roep ons om die palmtak op te neem en te swaai en opgewonde te wees oor sy doel, oor dit waarheen hy met ons op pad is, oor wat hy met ons wil bereik. En geliefdes, partykeer is daardie pad waarlangs ons moet loop sodat hy sy doel kan bereik, is dit 'n moeilike pad. Partykeer kan jy miskien na hierdie enkele kersie wat brand kyk en sê, dit is eintlik 'n goeie weergawe van my lewe. Want ek is uitgeput. Ek is gedaan, want dit voel vir my asof al my verwagtinge wat ek gehad het, asof dit uitgedoof is en niks van oor is nie. En dan wil die Here Jesus sê, hiervandaan wil ek jou verder neem. Erken my as die koning van jou lewe. Weet jy wat beteken dit regtig? Dit beteken dat ons moet terugstaan en sê, Here, ons weet, ons het nie die volle prentjie nie. U het dit. U is my koning. En omdat ek U vertrou as my koning, sal ek die palmtak opneem en rondswaai en opgewonde wees oor Jesus, die koning van hierdie wêreld, selfs al verstaan ek nie wat in my lewe aangaan nie. Selfs al is dit vir my bitter moeilik om te hanteer wat op die oomblik in my lewe aangaan. Hierdie ding van die groter prentjie. Dink nou net aan die prentjie wat die mense gehad het. Romeinse oorheersing, aaklige dinge wat gebeur deur hierdie nare Romeine wat dikwels gewetenloos opgetree het teenoor die volk van Israel. En die belangrikste wat hulle graag wil hê, dit wat hulle graag wou gehad het, die einde van die prentjie moet wees, is dat hierdie Romeine uitgejaag word uit die land uit. Dis die klein prentjie. Wat is die groter prentjie? Die prent wat God ken, wat sê, ek stuur my seun nie net vir die verlossing van die Jode in die jaar 33 na Christus deur die Romeine uit die land uit te jaag nie. Maar ek stuur my seun na hierdie wêreld toe, dat elke mens in die ganse wêreld die geleentheid kan hê om die ewige lewe te beerf. Dis die groter prentjie. Watter prentjie sal ons kies? Die een van die jaar 33 of die een van die ewigheid wat my en jou insluit in hierdie prentjie? Sal ons nie die palmtak opneem en juig en sing, selfs al loop dinge anders as wat ons dit verwag nie. Amen. Here, ons vertrou U. U is ons koning. U is ons meester. En ook ons vriend. En daarom stap ons waar U lei. Daarom volg ons U spore. En as U ons oproep tot diens, as U Uself as die groot dienskneg bekendstel in hierdie wêreld, dan volg ons U op daardie pad. Here, met opgewondenheid in ons harte, wil ons vandag U opnuut eer en roem as die koning van ons lewe. Dankie vir hierdie gemeente, Here. Dankie dat hier in hierdie gemeente hard gewerk word om U as koning vir elkeen van ons voor te hou, maar ook as koning vir die wêreld, vir hierdie omgewing waarin ons is. En daarom bid ons U dat U ons as lidmate van hierdie gemeente
ons as gelowiges, volgelinge van Jesus Christus sal gebruik om in hierdie wêreld lig te wees. Dat ons die roepstem, u roepstem, steeds sal echo, kom na my toe, kom hierheen, hier kan ons Jesus leer ken. Die ware Christus, soos u uself aan ons bekend gemaak het. Lei ons daartoe, Here, lei hierdie gemeente, lei vir Jorrie en vir Johan as predikante van die gemeente, vir Delien, lei die leiers van die gemeenteraad, ag Here, ons wil net u voetspore volg. Dankie dat u ons die geleentheid gee. Dankie dat ons u kan ken as ons koning. Aan u ons eer en lof. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by julle elkeen. Amen.